As mens Psalm 8 lees, dan is dit duidelik dat die mens 'n baie besondere plek in die skepping inneem. Die mens is die kroon van die skepping en is net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese. Daarom raak die sonde van die mens ook die skepping. Genesis 3 vers 17 sê dat die aarde deur die mens se sonde vervloek is. Daarom raak die verlossing wat Jesus Christus vir ons gebring het, ook die hele skepping. Daarom sê Romeine 8 vers 19 tot 21 dat die skepping met gespanne verwagting uitsien, dat God bekend maak wie sy kinders is. As hier van die skepping gepraat word, dan wys dit op alles wat nie van die mens afkom nie, die hele kosmos. Soos 'n vrou met gespanne verwagting uitsien na die geboorte van haar baba, sien die skepping daarna uit dat Christus sal kom en die nuwe hemel en aarde waarvan Openbaring 21 vers 1 praat, sal bring. Die hele skepping, alles word deur Christus se offer geraak. Dit wat Christus vir my en jou aan die kruis gedoen het betekenis vir die hele skepping van die Here. Dit is so groot dat selfs die aarde, alles wat nie mens gemaak is nie, sug en verlang na die dag wat Christus as oorwinnaar alles nuut sal maak. Ons moet hoor dat die sonde wat ons elke dag doen, ook God se aarde raak en die aarde laat sug na uitkoms. Christus se kruisoffer het ook betekenis vir God se aarde. Wat maak jy met God se aarde? Kan die grond, die aarde, die skepping sien dat jy deur Christus verlos is en nie verniel nie, maar opbou en bewaar?